Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskundeles. My naam is Erika Jansen. Hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Research and Development. Vandag gaan ons verder met vraestel 1 se hersiening. Ons gaan meer spesifiek kyk na diferensiaalrekeninge, of soos wat baie van julle dit ken, calculus. Die doelwitte van vandag se les is sodat julle kan uitklaar presies wat die struktuur van vraestel 1 is en waar hierdie onderwerp in vraestel 1 se struktuur inpas. En dan natuurlik in detail te kyk na diferensiaalrekeninge. So, tussenindeur gaan ons vir julle lekker eksamenwenke gee. So, kom ons kyk eers, hoe lyk die struktuur van hierdie vraestel? Wanneer ons kyk na vraestel 1, is diferensiaalrekeninge 'n hele entjie in die vraestel in. Dit behoort hierso omtrent so 2 ure se kant te wees. Die die onderwerp self tel ongeveer 35 punte van jou vraestel en dit beteken ongeveer 23%. Soos ek vroeër opgemerk het by funksies en grafieke, tel hierdie afdeling saam met funksies en grafieke 'n groot deel van jou vraestel. So dis regtig die moeite werd om daarin te belê en te sorg dat jy dit goed bemeester het. Hier kyk ons gewoonlik na vraag 7 en 8 se kant toe. Nou, wanneer ons praat oor diferensiaalrekeninge, as jy maksimumpunte vir hierdie afdeling wil bereik, dan moet jy die volgende onder die knie hê. Kom ons kyk. Eerste, jy moet die afgeleide van 'n uitdrukking met behulp van eerste beginsels kan bepaal. Onthou net, daar is 2 ander terme wat hulle ook hier kan gebruik. Hulle kan sê volgens algemene beginsels, of hulle kan self sê volgens die definisie. So maak net 'n nota daarvan. Tweedens, moet jy die afgeleide van 'n uitdrukking kan kry met behulp van die magsreël, of soos wat baie van ons praat, net deur die toepassing van die diferensiasiereëls. Dan moet jy ook die tweede afgeleide van 'n uitdrukking kan kry, wat beteken jy gaan maar net een proses verder, so jy gaan die eerste afgeleide kry, en dan vat jy hom en diferensieer hom weer 'n keer. En dan moet jy natuurlik 'n derde graadse grafiek kan teken. Wanneer ons derde graadse grafieke vir jou gee, dan moet jy weer allerlei interpretasies van hom kan doen, jy moet aflesings kan doen en enige vrae daaroor kan beantwoord. Kyk ons verder, dan moet jy ook nog die vergelyking van 'n raaklyn aan 'n kurwe kan kry. Dit kan 'n parabool wees of dit kan ook 'n derde graadse funksie wees. Hulle sal vir jou die punt gee en dan gaan hulle vir jou vra om die vergelyking van 'n raaklyn aan daardie grafiek by daardie punt te kry. Volgende ene, as hulle vir jou die afgeleide se grafiek gee, dan moet jy weer vrae kan antwoord oor die oorspronklike grafiek. Dan moet jy ook die maksimum of die minimumwaarde van 'n grafiek kan bepaal. En onthou, dink nou mooi, as ons die maksimum of die minimum van 'n grafiek wil bepaal, dan kyk ons waar is sy draaipunte. En draaipunte gaan ons natuurlik kry met ons eerste afgeleide wat ons gelyk aan 0 stel. Dan kan hulle ook vir jou vrae vra waar hulle die woorde tempo van verandering gebruik. Onthou, tempo van verandering is niks anders as kry die afgeleide van iets nie. En dan moet jy ook vrae kan antwoord oor verplasing, snelheid en versnelling. Met ander woorde, enigiets wat te doen het met beweging. Nou goed, kom ons spring weg. Hoe lyk jou calculus afdeling se vrae? Calculus word gewoonlik in 4 verskillende afdelings opgedeel. Die eerste ene is altyd die eerste beginselsvraag. Dit is die een waar jy hom volgens die definisie moet gaan uitwerk. En hierdie vraag, as jy hom net bietjie oefen, kan jy regtig baie maklik volpunte vir hom kry. Tweede ene is dan jou magsreëlvraag, oftewel die toepassing van die diferensiasiereëls. Die derde afdeling, wat kan versprei word oor meer as een vraag, is dan waar ons kyk na derde graadse grafieke. Hulle kan of vir jou vra met 'n teken, of hulle kan dit vir jou gee en dan vra daaroor vra. En dan die laaste vraag is natuurlik jou toepassingsvraag.
Hier gaan dit gewoonlik maar oor optimering, maar ons kan ook vir jou enige vrae vra oor tempo van verandering. Goed, nou kom ons kyk. Afleiding van, of jy afgeleide om hom te kry deur middel van eerste beginsels. Hoe werk dit? Jy het hierdie formule wat op jou formuleblad staan. Maar dit is 'n redelike groot formule. So, voor jy wegtrek en hierdie formule gaan neerskryf, stel ek voor dat jy eers jou uitdrukkings wat jy daarvoor nodig het, dat jy dit eers gaan gereed kry. So kom ons kyk weg. Jy gaan hierdie formule wel oorskryf op jou antwoordblad, maar sien jy daarbo in jou formule, jy het fx plus h nodig en jy het fx nodig. Nou fx word in die vraag vir jou gegee, so hy is nie 'n probleem nie. Maar daardie x plus h is dikwels nogals bietjie van 'n probleem, veral as hy kwadraties is of as hy breek is. So, wat ek dan gaan voorstel, is dat jy daardie uitdrukking eers gaan uitskryf op sy eie en hom eers gaan uitwerk. En dan selfs verder gaan en die hele uitdrukking, daardie hele boonste deel, eers op sy eie uitwerk, sonder dat jy die formule gebruik. So ja, ons het hier vir jou gesê, fokus daarop, dat jy jou formule reg oorskryf, en dan het ons ook hier 'n opmerking gemaak, onthou, jy moet die limiet h neig na 0 in elke reeltjie vooraan gaan skryf. So sien julle, wanneer ons die formule van die begin af neer gaan skryf, gaan dit 'n groot klomp skryfwerk wees. So daarom kom ons nou by die stukkie wat ek reeds gesê het, is dat ons eintlik eers daardie stukkie daarbo gaan gereed kry. Die fx plus h minus die fx, sonder die res van die formule. En dan die volgende stap, skryf ons die formule neer en dan vervang ons dit in. So kom ons kyk dan, die tweede afdeling is dan die reëls vir diferensiasie wat ons nou gaan toepas. So met ander woorde, dit is die kortpad manier. Nou wanneer jy by die eerste afdeling kom, dan mag jy niks anders gebruik as daardie lim-formule nie. Kom jy egter by die tweede afdeling, moet asseblief nie die lim-formule hier gebruik nie. Dit is lank en dit gaan jou baie tyd kos. En is regtig onnodig want hulle wil dit nie hier hê nie. Hulle wil hê jy moet die reëls toepas. So, wanneer ons die reëls wil toepas, is daar 'n paar goed wat jy moet onthou. En jy kan vir jou kort lysie daar maak. Onthou, as ons diferensieer, moet jou uitdrukking in die vorm wees iets x tot 'n mag. Ek herhaal weer, iets x tot 'n mag. So, daar mag geen breuke wees nie, daar mag geen wortels wees nie, en daar mag geen hakkies wees nie. So as jy 'n uitdrukking gekry, waar daar nou hakkies of breuke of wortels in is, dan moet jy eers ontslaa raak daarvan, en om in 'n ander formaat skryf, wat geskik is vir diferensiasie. So kom ons kyk wat moet ons hier alles doen. As jy wortels, rasionale of irrasionale eksponente het, dan gaan jy worteluitdrukkings moet oorskryf in eksponentvorm. Daarna is hy mos iets x tot 'n mag, en dan kan jy jou diferensiasiereël toepas. Tweedens, ek het reeds gesê, ons kan nie diferensieer as ons 'n breuk het nie. Maar hier moet julle baie mooi oppas. Dit is net as 'n veranderlike in 'n breuk is. So as ek byvoorbeeld, en ek wil hom hier inskryf vir julle, want dit is 'n algemene vangplek. As ek byvoorbeeld 2x tot die mag 4 het, en jy moet hom nou gaan regmaak vir diferensiasie, moenie die 2 saam met die 4 boontoe vat nie. Los die 1 en los die 2. Vat net die veranderlike boontoe en maak hom x tot die mag min 4. Want dit is slegs die veranderlike wat ons gaan diferensieer. Die 1 op 2 is 'n konstante. Baie van julle vat die 2 saam met die x tot die mag 4 boontoe, en dit is nie reg nie. Jy kan dit wel doen, maar ja, ons wil mos nou nie negatiewe eksponente daar hê nie. So, die breuke gaan dan natuurlik nou, die veranderlike gaan boontoe en jy verander die teken van die eksponent. Wat as ons hakkies het? As jy hakkies het, dan moet jy die hakkies eers alles gaan uitmaal
en vereenvoudig. En daarna gaan jy terug na jou gewone differentiasiereël wat jy gaan toepas. Dan baie belangrik, ons gaan later in die les gaan ons daaraan raak. Jy moet baie seker maak van met betrekking tot watter veranderlike differentieer jy. Wanneer ons begin met differentiasie, leer ons gewoonlik net vir jou die reëls. Maar een van die formate sê dx of dx. Daar onderste x ignoreer ons gewoonlik in die begin bietjie. Ons lê nie baie klem daarop nie. Maar later sal jy sien, dit is belangrik met betrekking tot watter veranderlike ons differentieer. Want dit gaan bepaal watter een jy die reël gaan toepas en watter ene gaan jy sien as 'n konstante. Goed. As ek nou kyk na 'n derde graadse uitdrukking. As hulle kom en hulle sê vir my, skets hierdie uitdrukking. Dan gaan jy eers vir my kyk na die teken van jou A-waarde. So dis daardie A daar jou voor. As hy positief is, dan gaan jou grafiek stygend begin. So as ek nou die vorm hier kan teken, dan gaan ek vir jou dit so teken. Hy gaan gewoonlik van daardie vorm wees. Ek leer vir my kinders so, jou helling hier is aanvanklik positief. So as jou A positief is, moet jy begin met 'n positiewe helling. As jou A negatief is, kom ons doen hom sommer daar, dan moet jou grafiek dalend begin. En dan sal hy ongeveer daardie vorm wees. Daar is 'n uitsondering waar ons net een draaipunt gaan hê, maar ons sal later meer daaroor praat. So vir nou, onthou die A-waarde sê vir jou met watter helling jou grafiek moet begin. Dan moet jy belangrik onthou dat jy al die punte van belang moet aandui op jou skets. Jy kan nie net kolletjies maak nie. As dit nie op as is nie, dan moet jy die volle koördinate by daardie punte skryf. So kom ons kyk wat is al die punte van belang. Dis eerstens al jou x-afsnitte. Hoe kry ons nou weer x-afsnit? Stel jou y gelyk aan 0 en dan gaan jy natuurlik jou derde graadse uitdrukking moet gaan faktoriseer. Nou hierdie faktorisering kan jy op enige manier doen wat vir jou gemaklik is. Dit maak nie regtig saak nie, hulle gee nie vir ons hierso regtig aanduiding of enigstens punte vir die metode wat jy gebruik nie. Jy kan net hom op jou manier, of jy dit met langdeling of met sintetiese deling of hoe jy dit ook al wil doen, jy kan dit op jou eie doen. So dis ons x-afsnitte. Goed, hoeveel x-afsnitte kan 'n derde graadse vergelyking min of meer hê? Daardie graad van my uitdrukking sê dit vir my. Hy kan 3 verskillende sê. Dit is wel moontlik dat hy minder het. So hy kan byvoorbeeld net 2 hê. Dit gaan gebeur wanneer ek 'n derde graadse uitdrukking het wat 'n draaipunt op die as het. So kom ons teken byvoorbeeld net een gou-gou hier sodat ek net vir julle wys. Dis as ek byvoorbeeld so iets sien. Dan gaan ons 1 x-afsnit daar hê en ons gaan 2 gelyke x-afsnitte hê. So ons het eintlik nog steeds 3 x-afsnitte, maar 2 van hulle is nou net gelyk aan mekaar. Dan is dit natuurlik ook moontlik dat ek hierdie situasie kan hê. Met ander woorde dat ek net 1 x-afsnit het. Nou, as jy 'n bietjie meer gevorderde wiskunde doen, dan sal hulle vir jou vertel dat jy eintlik nog steeds 3 x-afsnitte, maar die ander 2 is nie in jou verwysingsraamwerk nie, want dit is wat ons noem komplekse wortels en dit is buite die bestek van ons syllabus. So, onthou, x-afsnitte, maksimum 3 van hulle. Dan jou y-afsnit, dis waar ons x-waarde 0 maak. Dit is altyd baie maklik, want as jy na die standaardvorm gaan kyk, as jy x 0 maak, val daar ene weg, en die tweede een val weg, en die derde een gaan wegval. So, jy kan of x 0 maak, of jy kan sommer net direk na die waarde van d gaan kyk. Dis jou y-afsnit. Dan kom ons by die draaipunte. Nou die draaipunte is maklik, ons vat ons eerste afgeleide en ons stel hom gelyk aan 0. Want onthou,
Jou eerste afgeleide gee vir jou die helling van die raaklyn. En sodra ons by 'n draaipunt is, of dit nou 'n maksimum of 'n minimum draaipunt is, as ek daar na die raaklyn kyk, dan is my helling van my raaklyn 0, want is 'n presiese horisontale lyn. Nou, wanneer jy 'n draaipunt se x-waardes opgelos het, moenie vergeet dat jy moet ook die y-waardes gaan kry nie. Hoekom het ons dit nie by x en y afsnitte gekry nie? Want daardie twee was op die asse, so jy het reeds geweet wat is die ander waarde. Maar by draaipunte kan dit enige plek op jou assestelsel hê. So, as jy die x-waardes gekry het, dan soek jy daarna die y-waardes en dit gaan ons kry deur terug te vervang in die oorspronklike grafiek. Baie van julle raak de mekaar oor waar moet ek terugvervang. Onthou, y is mos 'n ander naam vir fx. So, as jy die y-waarde soek, sê hierdie vir jou, jy moet gaan terugvervang in die oorspronklike grafiek. Dan wat betref die buigpunt, dit is nou waar die tweede afgeleide gelyk is aan 0, dit hoef jy slegs aan te dui op jou skets, as die vraag pertinent daarvoor vra. So as dit nie gevra word nie, dan hoef jy dit nie aan te dui nie. Neem net kennis van die ander naam. Ons kan dit ook die punt van infleksie of infleksiepunt ook noem. So maak maar seker dat jy albei die terme ken, want hulle wissel dit nogals af in vraestelling. Goed, dan, as hulle vir my 'n derde graadse grafiek gee, en hulle vra nou vir my, ek moet allerhande interpretasievrae daarvan antwoord. Belangrik wat jy moet onthou is, wat is die betekenis van elkeen van my afgeleides? Die eerste afgeleide van 'n funksie gee vir my die gradiënt van die raaklyn by 'n spesifieke punt aan daardie funksie. As die eerste afgeleide gelyk is aan 0, beteken dit dis 'n horisontale lyn, wat beteken ek is by 'n draaipunt. As jou eerste afgeleide positief is, dan beteken dit die grafiek is stygend. En as die eerste afgeleide negatief is, beteken dit die gradiënt is negatief en my grafiek is dan dalend. Dan kom ons by die tweede afgeleide. Die tweede afgeleide van 'n funksie help om my te vertel bietjie meer oor die konkaviteit van 'n grafiek. Nou, wat beteken konkaviteit? Ek noem dit sommer, dit sê vir my of hy 'n bakkie en of hy 'n bergie is. So, kom ons kyk gou wat moet die ou tweede afgeleide wees. 'n Funksie is konkaaf op as die tweede afgeleide van daardie funksie positief is. So, tweede afgeleide groter as 0 gaan vir my 'n konkaaf na bo grafiek gee of konkaaf op. Ek onthou dit sommer so. As die tweede afgeleide groter as 0 is, sê ek hy is positief. En as ek positief is, dan is ek baie gelukkig en ek gee 'n lekker vet glimlag. Of soos wat julle op die internet ook altyd sien, ons praat van die smiley face. So hy is gelukkig, so hy het 'n positiewe bakkie. Tweede ene is konkaaf af, dan sê ek hy is negatief. So jou tweede afgeleide is kleiner as 0, oftewel negatief. As ek negatief is, dan trek ek 'n lekker lang gesig. So my mondjie is afwaarts getrek. En dit is dan konkaaf na onder of konkaaf af. Dan, wat is 'n infleksie of 'n buigpunt? Dit is waar my tweede afgeleide 0 is. Onthou net, dit is moontlik dat 'n tweede afgeleide gelyk is aan 0, of 'n tweede afgeleide en 'n eerste afgeleide by dieselfde punt uitwerk. En ek wil net 'n opmerking daaroor hierso maak, want dit is nie op hierdie skyfies aangetoon nie. Onthou, as jou draaipunt en jou buigpunt by dieselfde punt uitwerk, dan kry ons die grafieke wat van hierdie vorm is. Hy kom byvoorbeeld op, en dan maak hy net so kurwe, en dan gaan hy weer op. So, in hierdie geval, sal hy vir my 'n draaipunt gee, met daai spesifieke koördinate, kom ons maak dit A, B,
en hy gaan vir my buigpunt ook gee by daai punt. Maar iets wat baie belangrik is dat julle die verskil moet weet. Wanneer is 'n spesifieke punt? Wanneer is dit 'n draaipunt? Die definisie van 'n draaipunt is dat 'n grafiek se helling moet verander van positief na negatief of omgekeerd. So dink nog gou 'n bietjie mooi. As ek net sommer hierdie boonste enetjie, hierdie enetjie wat ek hier gebruik het. As ek na hom kyk, hy's mos nou konkaaf na onder, né? So, as ek voor die tyd kyk, is my helling positief en as ek na die tyd kyk, is my helling negatief. So ek weet daai kolletjie is 'n draaipunt. Hoekom? Want die helling het verander van positief na negatief. En dit is die definisie van 'n draaipunt. Hulle het 'n klompie jare terug het hulle in die matriekvraestel vir die kinders gevra, hoekom was 'n spesifieke punt 'n draaipunt? En toe het verskriklik baie kinders het gesê, want die eerste afgeleide is gelyk aan 0. Pas op, dit is nie die korrekte antwoord vir daardie vraag nie. Hoekom? Om te sê die eerste afgeleide is gelyk aan 0, is die metode hoe jy 'n draaipunt uitwerk. Dit is nie die definisie van 'n draaipunt nie. Hoekom kan ek daai stelling maak? Want as jy weer na die grafiek hier heel onder kyk, by daardie punt wat ek nou aangedui het met 'n AB, sal die eerste afgeleide wel gelyk wees aan 0. Maar voor daai punt is die helling positief en na daardie punt is die helling positief. So daardie punt is nie 'n draaipunt nie, want die grafiek het nie verander van stygend na dalend of van dalend na stygend nie. So dis net ietsie belangriks om te onthou. Definisie van 'n draaipunt, dis waar die grafiek verander van stygend na dalend of omgekeerd. En dan buigpunt is waar die grafiek verander van konkaviteit. So as ek byvoorbeeld 'n grafiek het wat so loop en kom ons sê hy gaan daar af en hy gaan weer op, dan sal my buigpunt ongeveer daar lê, want die eerste gedeelte van my grafiek is konkaaf na onder en die tweede gedeelte van die grafiek is konkaaf na bo. So die buigpunt is die punt wat die konkaviteit of aandui waar die konkaviteit verander het. 'n Opmerking is dat die buigpunt lê ook halfpad tussen jou twee draaipunte. Maar ek beveel tog aan, as hulle vir jou vra waar is die buigpunt, gebruik eerder die tweede afgeleide gelyk aan 0, as om te sê dis die middelpunt tussen daardie twee punte van jou draaipunt. Goed, nou verdere interpretasievrae wat hulle vir ons kan vra by ons derde graadse grafieke. Hulle kan vir my ook vra, vir watter waardes van x sal fx konkaaf op wees. Onthou, op is waar ek positief is, so dit moet, jou tweede afgeleide moet groter as 0 wees, en konkaaf af is waar ek negatief is, so dit is waar my tweede afgeleide kleiner as 0 is. Kyk, wat kan hulle nog vra? Dan kan hulle ook vir my vra, waar is die grafiek stygend of waar is hy dalend? Ek dink gou 'n bietjie mooi. Stygend het te doen met die helling. So as hy stygend is, moet sy helling mos positief wees. Nou, in kalkulustaal beteken dit my eerste afgeleide moes dus positief wees, oftewel groter as 0. As hy dalend is, dan nou van links na regs, dan beteken dit my helling is negatief, en onthou my eerste afgeleide gee vir my die helling, so daarom moet die eerste afgeleide kleiner as 0 wees. Goed, dan kan hulle ook hierdie tipe vrae vir ons vra, waar hulle vir my vra, waar is x maal fx groter as 0, of f se eerste afgeleide maal f se maal die funksie self kleiner as 0. Opmerking wat ek hier gaan maak, is onthou, redeneer met jou tekens. As hulle vir jou sê daar, groter as 0, beteken dit hy moet positief wees. So dit beteken jy moet 2 goed maal wat vir my positiewe antwoord gaan gee. En die opsies daar is, of albei moet positief wees, of albei moet negatief wees.
So dan gaan jy na jou grafiek toe en jy gaan kyk, waar is my x positief en my funksie dan positief? En jy skryf daardie interval, skryf jy vir my neer. Of jy gaan kyk, waar is albei van daardie waardes negatief? En dan skryf jy daardie interval ook vir ons neer. Selfde met die tweede ene, hier moet jy nou weer net onthou, f se eerste afgeleide gee vir my die helling. En die funksie self, dit verwys na my y-waardes. Nou, in die tweede geval, omdat ons kleiner as 0 daar wil hê, wil ek 'n negatiewe antwoord hê. So, eerste ene moet positief wees en die tweede ene negatief, of alternatiefelik die eerste ene negatief en die tweede een positief. Wat beteken, ek moet op my grafiek gaan kyk, waar is f se helling positief en terselfdertyd die funksie negatief, met ander woorde onder die x-as, of ek moet gaan kyk, waar is die funksie se helling negatief en die funksie self positief. So, belangrik hier, onthou redeneer met jou tekens. Goed, dan kan hulle ook vir my vra, wanneer of op vir watter x'e het die funksie 1, 2 of 3 verskillende reële wortels. So, dan kom dit by daardie vrae waar hulle gewoonlik 'n k inbring en hulle beweeg die grafiek op of af, tot jy dan nou reële of nie reële wortels het nie. Onthou net, wortels is 'n ander naam vir x-afsnitte, oplossings of nulpunte. So in plaas van wortels kan hulle dan ook hierso praat van x-afsnitte, nulpunte of oplossings. En dan die vierde afdeling van jou kalkulus, dis die optimeringsene. Die eerste situasie wat hulle daar kan gebruik, is dat hulle kan vir jou 'n situasie beskryf waar dit gaan oor beweging. Nou, in hierdie geval sal hulle altyd vir jou die verplasing se vergelyking gee of sy uitdrukking gee. Dan belangrik om te onthou, nou daardie verplasing vergelyking gaan hulle gewoonlik gee as ST. Eerste afgeleide is dan die snelheid. So, ek gaan nou hier skryf, dit sal dan die eerste afgeleide wees. En daarom kan ek sê dat die snelheid is die afgeleide van die verplasing. En dan die tweede afgeleide gaan dan vir my versnelling gee. So, versnelling is die tweede afgeleide, snelheid is die eerste afgeleide en verplasing is dan jou afstand wat jy afgelê het. So, ek beveel gewoonlik hier aan dat hulle gee mos nou vir jou ST. Dan beveel ek reg aan die begin van die vraag, raai ek die kinders aan, om te gaan skryf, wat is die eerste afgeleide, en dan somme langsaan te skryf, dit is die snelheid. En dan tweede afgeleide ook neer te skryf, en somme langsaan vir my te skryf, is die versnelling. As jy dalk in jou vraestel die woorde afstand kry, in plaas van verplasing, en die woord spoed kry, in plaas van snelheid. Wanneer jy fisiese wetenskappe het, gaan jy leer dat daar 'n verskil tussen die twee is. Die een is 'n skalaar en die ander een is 'n vektor. Maar vir wiskunde se doeleindes onderskei ons nie hier tussen skalare en vektore nie, en dus kan jy daardie twee woorde vir wiskunde se doeleindes hier nou duidelik gebruik as sinonieme. Nou goed, die tweede opsie is dat hulle kan praat oor tempo van verandering. So 'n tipiese vraag wat hulle hier kan vra, is hulle kan praat oor jy het byvoorbeeld 'n watertank en hulle kan praat oor die tempo waarteen die water uitvloei uit die tank uit. Maar gewoonlik gaan hulle hier vir ons byvoorbeeld 'n formule gee wat die hoogte van die water aandui. So hoor julle, hoogte is jou basiese formule. Die tempo waarteen hy uitvloei uit die tank uit, gaan dan jou eerste afgeleide wees. So jy kan, wanneer jy in die vervolg dink aan eerste afgeleide, onthou dis nie net die helling van die raaklyn nie, dis ook die tempo van verandering. So ek gaan sommer dadelik daarso ook F se afgeleide skryf. Nou belangrik hierso is dat jy 'n bietjie jou metingkennis gaan opknap. In jou matriekvraestel is daar nie 'n aparte afdeling waar ons meting toets nie. Nou, party van julle onthou dalk ook nie so mooi wat is meting nie,
Dit is waar ons kyk na buiteoppervlakte en volume. Hulle is baie lief om dit hierin te bring en dan een of ander iets vir jou te beskryf en jy moet dan self die formule gewoonlik gaan toepas. In die Gauteng vraestel van hierdie jaar het ons juis hierdie situasie gehad waar hulle gepraat het oor die volume van 'n kubus. So kom ons kyk, wat moet jy wel ken? Al die basiese regte prisma formules. Aan die ander woorde, jou kubus, jou reghoekige prisma, jou driehoekige prisma en jou silinder. Daardie formules moet jy self ken. Hulle gaan dit nie vir jou gee nie, jy moet dit ken. En dan moet jy ook seker maak dat jy nie net die volume nie, maar ook die buiteoppervlakte se formules ken. Dan wat betref die ander, die keel, die sfeer en die piramide. Daar doen hulle gewoonlik die volgende. Hulle gee gewoonlik vir jou so 'n blokkie en dan sê hulle daar vir jou, hier's 'n paar volume formules. So hulle skryf net, volume is gelyk aan en hierdie formule, volume is gelyk aan en nog 'n formule en hulle gee vir jou so 2 of 3 van hulle. Maar hulle gaan nie vir jou bysê watter een is watter ene nie. So dan moet jy die regte ene daarvan kan herken uit daai lys uit. Maar ek dink tog ek wil aanbeveel, gaan leer daardie formules sodat jy dit regtig sommer uit jou kop uit kan ken. Nou kom ons maak gou net ons lysie. Ons kyk gou of ons nou alles gedek het wat ons onder diferensiaalrekeninge moet kan doen. Ons moet probleme met limiete kan oplos. Nou, dit koppel aan ons eerste afdeling waar ons gevra het dat jy die eerste beginsels moet gebruik om die afgeleide van 'n grafiek te kry. So dit is punt 1 en 2. Dan moet jy die diferensiasiereëls kan toepas of as jy dit ken as die magreël, dit kan jy ook daar gebruik. Dan moet jy probleme kan oplos met betrekking tot die helling en die helling by 'n punt. Dit kom direk na die toepassing van die reëls. Kan jy baie keer 'n vraag kry wat iets in die lyn gaan wees van byvoorbeeld kry die vergelyking van 'n raaklyn of kry die vergelyking van 'n lyn wat loodreg is op die raaklyn. So iets in daai lyn, dit kom gewoonlik direk na die toepassing van die reëls. Dan kan ons ook vra dat jy die faktorstelling moet gebruik om jou derde graadse polinoom te gaan faktoriseer. Hoekom het ons dit nodig? Want ons wil die x-afsnitte kan gaan kry. En dan gaan jy jou derde graadse grafiek moet jy ook kan gaan skets. Hier is dit belangrik, gaan kyk, ons praat sommer van die 5-punt plan. Eerstens, gaan bepaal vir jouself, wat verwag jy gaan die vorm van daai grafiek wees. Dan die ou nuus, dis jou x-afsnit en jou y-afsnit, en dan jou draaipunte en jou buigpunte. So gaan werk al 5 daai goed uit, en jy behoort baie maklik jou derde graadse grafiek te kan skets. Dan 'n bietjie meer waar hulle die grafieke vir ons gee, en waar hulle vir ons dan nou interpretasievrae gaan vra. Die eerste en die belangrikste een is natuurlik, kry van die vergelyking van jou derde graadse funksie. So daar moet jy mooi gaan oefen, gaan werk 'n klomp vraestelle van hulle uit. Hulle gee gewoonlik vir jou of die draaipunte, of hulle gee vir jou die x-afsnitte. Maak seker dat jy met elke situasie presies weet hoe om daardie vergelyking te kry. Dan kan hulle ook vir jou praktiese probleme gee, hoe jy op die grafiek dan nou byvoorbeeld sekere goed moet uitwerk. So hulle kan byvoorbeeld vir jou vra, werk die draaipunte uit. Dit is nou natuurlik as hulle die vergelyking vir jou gee. En dan kan hulle allerlei aflesings weer eens op hierdie grafiek vra. Dit is soos daardie wat ek nou verduidelik het, waar ons nou byvoorbeeld x maal met sy afgeleide, en dan moet ons kyk waar is hy byvoorbeeld groter of kleiner gelyk aan 0. Dan moet ons ook natuurlik ons optimeringsvraag of ons toepassingsvraag, dit moet ons kan doen met byvoorbeeld meestal ons metingskennis, maar maak asseblief seker, dis nie net metingskennis hier nie, né? Onthou van die bewegingsene en dan enige ander praktiese toepassing. Jy kan bietjie in ou vraestelle ook gaan kyk, daar is ook situasies waar hulle byvoorbeeld bietjie meer finansiële toepassings gemaak het. Of hulle het byvoorbeeld ook gepraat oor, ek weet 1 jaar was daar 'n vraestel wat gegaan het oor die bespreking van hotelkamers. Gaan kyk bietjie na sulke tipe van vrae ook. Dan praktiese toepassings van ons diferensiasiekennis op grafieke en dan ook vrae oor tempo van verandering en dan ook met betrekking tot beweging. Nou, ons het nou baie gepraat oor wat kan ons te wagte wees, maar kom ons gaan kyk hoe lyk dit regtig in 'n eksamenvraestel.
Hierso, soos beloof, eerste vraag is jou vraag oor eerste beginsels. Jy kry basies 3 variasies hierso. Die een is dat hulle vir jou 'n reguitlyn grafiek gee. So fx is gelyk aan byvoorbeeld 2x plus 5 of 'n kwadratiese een soos in hierdie geval of die derde ene is die breukene. Nou goed, so die eerste beginselsvraag, dit moet jy met daai lang formule gaan doen. As jy hom kortpad gaan doen, dan gaan hulle vir jou 0 gee. En dan die 9.2, dit is waar jy jou diferensiasiereëls gaan toepas. Die eerste een is baie maklik, hy is reguit, maar die tweede ene gaan jy eers bietjie regstellings moet doen, want ek sien daar klaar, ek het wortels, ek het hakkies en ek het breuke. So kom ons spring weg met die eerste beginselsvraag. Soos voorheen gesê, gaan ons nie sommer direk begin met daai volumformule nie. Ons gaan eers ons fx wat ons reeds het, vat, en ons gaan fx plus h eers uitwerk. Nou onthou, as jy hierdie twee goed reg bokant mekaar skryf, sal jy sien, al wat jy doen is, vervang net die x daarso met x plus h. So oralste waar ek 'n x het in my formule, vervang ek nou met x plus h. En selfde daar aan die regterkant, ons vervang hom met x plus h. Dan vat jy hierdie uitdrukking en jy gaan hom uitmaal. Nou ek het sommer direk hierso uitgemaal en toegemaal met die 2. Ek sal nie regtig aanraai dat jy dit so die een stap spring nie. Ek stel voor dat jy eers die hakkie kwadraat uitmaal en onthou, jy mag nie net die kwadraat inmaal nie. Dit is 'n hakkie kwadraat met 'n plus binne-in. So jy moet of die kortpadreël ken of jy moet jou hakkie 2 keer gaan uitskryf. En onthou dan maal ons eers die hakkies uit en daarna maal ons elke term met 2. So ons het hom nou hierso sommer klaar uitgemaal en gemaal met 2. En dan maal jy die agterste ene, maal jy ook die minus 3 in. En dan natuurlik gaan kyk jy altyd of hier ietsie is wat jy verder kan vereenvoudig. Dit gebeur nogal baie dikwels dat daar nie regtig iets is wat daar gaan vereenvoudig nie. Dan die volgende stap sê jy vir jouself, in die limformule het ek mos aan die bokant van die breuk, het ek hierdie formule daarso wat ek nodig het. So nou gaan ek sommer klaar, ek vat fx plus h, wat daar die hele lang uitdrukking daar is, en sien julle hierso het ek hom daar geskryf, minus, en dan fx. Fx is dit wat hulle oorspronklik in die vraag vir my gegee het, dit kom aan die agterkant. Baie belangrik is, die fx plus h kan jy maar direk neerskryf. Maar die agterste funksie, as hy uit meer as een term bestaan, baie belangrik dat jy nie daardie hakkies sal vergeet nie. Hoekom? Want daai minus gaan elkeen van daai se tekens verander. Dan trek jy hom af, jy gaan nou eers jou hakkies natuurlik uitmaal, en dan trek jy af plus minus, en jy vereenvoudig. Nou die uitdrukking wat daar oorbly, al die terme moet 'n h bevat. As jy daar eindig met iets wat nog net wat nie 'n h in het nie, dan weet jy het fout gemaak. En ek kan sommer nou al vir jou sê waar jy fout gemaak het. Dis daai agterste gedeelte wat jy dan nie in hakkies gesit het nie. Met ander woorde, jy sou dan gekry het minus 3x en hier vroeër is ook 'n minus 3x. En dan sou jy gekry het minus 6x. En dan sou jy nie 'n term gekry het daarso met 'n h nie. So wees baie versigtig. Nou het ek die volle teller, het ek nou klaar lekker in vereenvoudigde vorm, so nou gaan skryf ek my formule oor. En onthou, maak baie seker van die formuleblad af, dat jy hom nie verkeerd oorskryf nie. En maak ook seker dat jou lim daar voor is, en hy die hele tyd daar bly, en dat jy ook nie 'n is gelyk aan of iets anderste tussen die lim en die breuk insit nie. So nou gaan ons hele teller vang met dit wat ons daar as resultaat gekry het. So hy kom nou daarin. Dan sê ek, goed, maar ek kan nog steeds nie H0 maak nie, want maak ek H0, dan het ek 'n ongedefinieerde breuk hierso. So ek gaan die teller vat en ek gaan H uithaal by elkeen van hulle, so ek faktoriseer die teller, en dan gaan hierdie H's mekaar lekker uitkanselleer. En dan eindig ek met 'n uitdrukking
wat dan nou 4x plus 2h minus 3 is, en nou mag ek die h maar 0 gaan maak. En sodra ek die h 0 gaan maak, gaan die uitdrukking of die term met die h gaan wegval, en dan kry ek 'n antwoord daarso net van f se afgeleide is gelyk aan 4x min 3. Nou, jy het reeds die volle kalkulus afdeling afgehandel. So, jy kan teruggaan en jy kan jou eie antwoord gaan toets. Vat nou die oorspronklike uitdrukking en doen hom met die kortpad met die reëls. Die 2 gaan mos vorentoe, 2 maal 2 is 4, x tot die mag 1. En dis presies wat ek hieronder het. En die tweede term, die x gaan net wegval, so dit word min 3. So dan weet jy jou uitdrukking is reg en jy het hierdie vraag korrek beantwoord. Jy hoef nooit weer terug te kom en hom te kom kontroleer nie. Net baie belangrik onthou, jy mag nie algeheel die toepassing van die vraag, mag jy nie die kortpad gebruik nie, jy moet die lim-formule gebruik. Dan die tweede deel waar ons nou die differentiasiereëls gaan toepas. Eerstens klaar in die regte formaat, so ons gaan net differentieer. Onthou die 5 gaan vorentoe, so dis 5 maal 4, gee vir my die 20, en dan die mag daar word 1 minder. Jy kan sommer die volgende onthou differentiasie, dis meer vir die Engelse kinders, onthou hom so, differentiasie, decrease, ons die mag. So as my kinders die mekaar raak, dan sê ek vir hulle onthou, differentiasie, decrease ons die mag, ons verminder ons mag met 1. Selfde by die 4 daarso, ons vat die 4 vorentoe, so dan is dit min 6 maal 4, gee vir my die minus 24, en x word dan net tot die mag 3. Laaste ene, onthou die x se mag is eintlik 1. So as ek hom vorentoe vat, dan word dit net 1 maal 3 is 3, en dan word sy mag 1 minder, wat beteken hy word x tot die mag 0. Maar x tot die mag 0 is net 1, so hy gaan wegval. So daarom as jy net 'n x het in 'n uitdrukking, dan val hy weg. Nou die volgende ene het eers bietjie herstelwerk nodig. Ons kan hom nie differentieer soos wat hy daar is nie. So nou gaan ek eers gaan, en ek gaan vir myself sê, goed, daardie derde magswortel van x, dit pla my. So ek los die minus 'n half, want onthou voor daai wortel staan dan ons eintlik 'n 1. So die minus 'n half los ek rustig op sy plek, want dit is net 'n konstante. En dan skryf ek die derde magswortel as x tot die mag 'n derde. By die tweede ene, vat ek eers hierdie x wat daar onder die lyn staan. Hy pla my omdat hy 'n breuk is. En let wel, slegs die x gaan boontoe, sien julle daar? Ek los die 3 waar hy is, want hy is 'n konstante. So dan word dit 'n derde x tot die mag min 1. Maar dan moet ek nog ontslaa raak vir my hakkies. So, volgende lyntjie, onthou los die eerste gedeelte. Jy kan nog nie differentieer hier nie. Baie trek nou in die volgende reeltjie klaar weg en differentieer. Maar jy kan nie dit doen nie, want jy is nog besig om die hele uitdrukking in die regte vorm te kry. So die tweede ene, as ek hom nou gaan kwadreer, dan word dit 'n 9de, x tot die mag min 2. Nou is albei my terme in die vorm iets x tot 'n mag. En nou kan ek maar gaan differentieer. Nou die liewe breuke is ook nie julle gunsteling nie. So kom ons vat die derde, ons vat hom vorentoe. Dan is dit minus 'n half maal met 1 op 3. So minus 1 maal met 1 gee vir my minus 1. En 2 maal 3 gee vir my 6. So dis minus 6ste. X tot die mag 1 op 3. En jy wil nou 1 aftrek. Ek sê gewoon vir my kinders, maar vat hom so. En sê net, in plaas van 1 af te trek, maak dit 3 op 3. Jy kan mos dieselfde noemer hierso kies, en jy maak hom net 3 op 3. As dit 4 sou gewees het, maak hom 4 op 4. Dan is 1/3 minus 3/3, gee vir my minus 2/3. Tweede breuk, die minus 2 gaan vorentoe, dan word dit minus 2 op 9, en die x word met 1 verminder, so dit word x tot die mag 3. Die eintlike reël sê, ons moet verkieslik nie ons antwoorde met negatiewe eksponente los nie.
Hulle is nie in elke vraestel streng daaroor nie, maar in party vraestelle wil hulle tog hê ons moet dit omgeskakel het na positiewe eksponente. So die eerste enetjie se eksponent is negatief, daarom vat ek die x onder die lyn toe, die -1 en die 6 bly waar hulle is, vat net die x onder toe, en dan in plaas van -2/3 word hy dan positief. Selfs met die tweede ene, los die 2 op die 9 waar hulle is, vat net die x tot die mag -3 onder toe, en dan word hy x tot die mag 3. Reg, hier trek ons nou los met die grafieke. Nou die eerste ene gee hulle vir my die standaardvorm van hierdie grafiek. Hulle sê vir my hy draaipunte by die oorsprong, daar's die enetjie, en die ander een se koördinaat gee hulle ook. So ek het die draaipunte. Dan sê hulle ook vir my, A is die x-afsnit, so daar's hy aan die regterkant. Jy moet dan vir my gaan aantoon dat hierdie A en B, dis nou daardie A en B wat hulle in die vraag gegee het, moet jy gaan aantoon dat jy by daardie waardes gaan uitkom. Mense, onthou, jy mag nie hierdie waardes vat en hulle gaan indruk in die vergelyking in en vir my sê, maar kyk, dit werk nie. Hierdie is net 'n vraag wat eintlik vir jou die antwoord gee en vir jou sê, jy moet eintlik die vergelyking van die grafiek gaan kry. Maar ons sê eintlik vir jou, jy moet uitkom by A gelyk aan -1 en B gelyk aan 6. Die rede hoekom hulle hom so vra is, as jy nie 10.1 kon regkry nie, en ons vra dit nie vir jou op hierdie manier nie, dan kan jy nie een van die opvolgvrae, kan jy nie een kan antwoord nie. So, as jy dan nou nie by 10.1 se antwoord kan uitkom nie, dan het jy die waarde van A en jy het die waarde van B, en jy kan dan jou oorspronklike HX gaan uitskryf, met hierdie waardes ingevul, en dan mag jy van 10.2 af, mag jy dan verder werk met daardie vergelyking. Tweede vraag vra, hulle soek die koördinate van A, terwyl ons x-afsnit, en dan vra hulle 2 afleesvragies, naamlik waar is die grafiek stygend, en waar is hy konkaaf afwaarts. Om by die eerste ene uit te kom, jy kyk na jou grafiek en jy kyk wat het hulle vir ons gegee. Hulle het vir my daai punt B 432 gegee. Nou, jy het 2 plekke waar jy hom kan eintlik in vervang. Eerste ene is, dit is 'n punt op die grafiek. So jy mag beide draaipunte, mag jy ook op die grafiek se vergelyking gaan invervang. So in hierdie geval het ek die 432 gevat, en ek het dit ingedruk in my vergelyking. Sien, daar is die x aan die regterkant, en daar is my 32 aan die linkerkant. Nou, in hierdie geval, ek het net so 1 stapie hier weer gespring. As ons gaan kyk en ons het die 64 uitgemaak, die 4 tot die mag 3 uitgemaak, dan kry ek 64 daar, en die tweede ene is 16. Ons het hier maar net klaar regdeur deur 16 gedeel. Ek sou egter nie aanraai dat jy die stap skip nie, maar gaan skryf vir ons eerder. 32 is gelyk aan 64a plus 16b, en die volgende stap kan jy dan nou regdeur gaan deel deur 16. So daar kry ek nou een uitdrukking in terme van A en B. Dan, omdat ek weet ek gaan later gelyktydige vergelykings gaan doen, het ek nou sommer direk hier gesien, maar daardie B kan ek baie maklik alleen kry. So ek het dit sommer klaar gedoen en klaar geskryf B is gelyk aan 2 minus 4a. Nou soek ons 'n tweede uitdrukking. Ek gaan sommer die afgeleide vat, terwyl ek mos nou besig is by daai punt. Ek weet daai punt is 'n draaipunt. So daarom kan ek ook sê, by daai punt is die eerste afgeleide gelyk aan 0. So, eerste afgeleide, gaan jy die 3ax kwadraat vat, plus die 2bx, wat nou my afgeleide se formule gaan wees. En ek moet hom dan gelykstel aan 0 by x gelyk aan 4. So ek vat my afgeleide se uitdrukking. Die x-waarde is 4, want dit is die punt waar hy 'n draaipunt het. En aan die regterkant maak ek hom gelyk aan 0. Onthou, in hierdie geval gaan jy glad nie die y-waarde gebruik nie, want ons wil die afgeleide gelyk aan 0 stel. Die y-waarde is nie hier ter sprake nie. So weer eens in hierdie geval,
Ek kry dan 48a plus 8b, en weer eens kan jy hom verder vereenvoudig. So jy kan regdeur gaan deel deur 8. En dan kry ons 'n tweede uitdrukking. En al wat jy dan moet doen is, jy moet nou gelyktydig gaan oplos. So omdat ek nou reeds daarbo by nommer 1, het ek b alleen gekry, gaan ek nou aangaan hierso aan die regterkant, en ek gaan nou 1, daar waar b alleen is, en vervang in nommer 2. So ek het 6a, maar dan plus ek die b wat nou 2 min 4a is. En dan gaan jy verder as 'n gewone lineêre uitdrukking en jy gaan los op vir jou a-waarde. So sien julle hierso, ek het my a dus gekry as minus 1. Nou soek ons die b-waarde. Nou jy kan teruggaan en jy kan daai a-waarde kan jy eintlik enige plek gaan invervang, maar ek raai aan dat jy die uitdrukking hier gebruik waar die b klaar alleen is. Want as b klaar alleen is, beteken dit ek gaan net indruk aan die regterkant en uitwerk en dan kry ek direk my b. So kom ons kyk hoe lyk dit. As ek nou min 1 daarin vervang, dan is dit 2 minus 4 maal met min 1 en dit gee vir my dan 'n b-waarde van 6. En ja, ek is reg, want dit is waarby ek moes uitkom. So nou het ek my funksie se vergelyking. Onthou, ek sal hierso nogal aanraai dat jy hom op jou grafiek gaan skryf, sodat jy, as jy by die latere vrae kom, dat jy hom reeds beskikbaar is. Nou soek ons die x-afsnit. Om x-afsnit te kry, maak ons die y-waarde gelyk aan 0. Y-waarde gelyk aan 0 te kry, moet ek natuurlik nou daai derde graadse funksie gaan oplos. Maar ons kan hierso baie maklik faktoriseer. Ons kan 'n x² daar gaan uithaal. So ons hoef nie hier te begin bekommer oor die faktorstelling en dat ek 'n langdeling of enige van daai goed hoef te gaan doen nie, want ek gaan doeteenvoudig net 'n x² hier uithaal en dan bly daar in my hakkie oor min x plus 6. En dan is dit soos 'n gewone kwadratiese een, is dit nou maar net derde graads en jy gaan elkeen van hulle gelyk aan 0 stel. So dan kry ek my x is 0 of my x is 6. Daarsoos, my x is 0 en daardie ene gaan dan my x 6 wees. Maar onthou jy het hierbo vir my gesê y is 0, so ek kan dan invul daarso 6 0 en natuurlik die oorsprong is. Hulle het gevra vir die koördinate van a. So in hierdie geval moet jy skryf a60. As jy nie dit skryf nie, dan kan dit gebeur dat as jou eksaminator vir jou in die vraestel self dit gevra het, dan kan hulle 'n punt toeken in die memo dat jy dit in koördinaatvorm moes geskryf het. So as jy dan eindig en nie die koördinate gee nie, kan dit wees dat jy dalk moontlik 'n punt hier kan verloor. So ek raai gewoonlik maar aan, enige iets waar koördinate betrokke is, skryf 'n klaar in koördinaatvorm. Dit maak dit in elk geval makliker vir volgende vrae wat daarna volg. Dan weer, ek gaan net weer daar skryf, dis 0 en dis 6. So nou vra hulle vir my, waar is hierdie grafiek stygend? Om stygend af te lees, gaan ons beweeg van links na regs. So die grafiek is in die begin dalend, en dan daardie gedeelte daar is hy stygend, en dan die laaste stuk is hy weer dalend. So nou weet ek watter deel op die grafiek is dit. Nou vra hulle die waardes van x. So al wat jy nou doen is jy kyk net wat is my x-waarde hier en wat is my x-waarde daar. En dan gaan ek my interval kan neerskryf. So x moet groter as 0 en kleiner as 4 wees. Jy kan enige een van die twee notasies skryf. Ek vind net dat ek dink die tweede notasie lewer minder probleme op. Hoekom is dit ronde hakkies? By daardie punt en by hierdie punt is dit 'n draaipunt. Ek vergelyk dit gewoonlik met die maksimum vergelyk ek met bergklim. As ek gaan en ek gaan klim Kilimanjaro uit. Terwyl ek besig is om op te klim, is my helling mos positief. So ek is besig om te styg teen daardie berg op. Maar die oomblik wanneer ek daarbo gekom het, onthou dis harde werk om daarbo te kom. Die oomblik wat ek bo op daardie kruin staan, dan is ek mos besig
om die uitsig te bewonder. So op daardie spesifieke oomblik, ek is nie meer besig om te styg nie, want ek is daar. Ek het klaar daar gekom. So ons kan nie sê by daai punt is ek meer stygend nie. En ek is ook nog beslis nie besig om te daal nie, want ek wil eers vir al die moeite wat ek gedoen het, wil ek eers die uitsig daar bewonder. So daarom gaan ek vir myself sê, by daai spesifieke punt is ek nie stygend of dalend nie. So daarom is albei die grense is uitgesluit. Dieselfde geld vir 'n minimumpunt. Daar sê ek gewoonlik, kom ek gooi jou in 'n diep gat. Die oomblik wat jy daaronder is jy nie meer stygend nie, of jy is nie meer dalend nie, maar jy is ook nog nie stygend nie. Jy lek eers jou wonde, want jy is nou in 'n diep gat. So, dis maar net so tong in die kies. Onthou, draaipunte is nooit ingesluit nie. Wat wel ingesluit is as hulle waardeversameling vir jou gaan vra. So as hulle hier vir my byvoorbeeld waardeversameling sou vra, en kom ons sê ek het nie die eerste 2 dele geteken nie, so die dele wat nou nie in rooi gemerk is nie, kom ons sê hulle was nie daar nie, dan sal my draaipunte wel ingesluit wees by die waardeversameling, maar nie by die stygend of dalend nie. Tweede vraag het gevra, waar is hy konkaaf afwaarts? So konkaaf afwaarts, moet jy altyd dink, konkaviteit het mos te doen met my tweede afgeleide. So jy moet nou eers gaan kyk, wat is jou tweede afgeleide? Oorspronklike funksie was dit gewees. Eerste afgeleide sou dan word 3 vorentoe, so dis min 3x², plus 2 vorentoe, soos 12x. Om die tweede afgeleide te kry, doen jy die proses net weer 'n keer, so dan word dit min 6x plus 12. Jy wil konkaaf afwaarts hê, so jou tweede afgeleide moet kleiner as 0 wees, want jy is nou afwaarts, so hy is negatief. Dan gaan ons min 6x plus 12 hê. Ek verkies gewoonlik om die min 6x sommer na die regterkant toe te vat, maar in hierdie geval, kom ons los hom aan die linkerkant, want ek wil eintlik net 'n vinkplek hier vir julle ook wys. So, die 12 gaan oor na die regterkant, maar hy word nou negatief. In die volgende stap, deel ons deur min 6. Maar, sodra jy deel deur 'n negatiewe getal aan beide kante, jy onthou dat daardie ding moet omdraai. So daarom verkies ek eerder om die kinders te leer om hom oor te vat na die regterkant toe, sodat hy klaar positief is. Goed, kom ons doen nog 'n vraag. Dit kom uit die Oos-Kaap se vraag 8 en van September 2022. Hier het hulle weer vir ons 'n eerste beginsels vraag gevra en sien julle, hy's weer 'n parabool. So dis nogal die populêre enetjie wat jy regtig maar kan verwag. En dan ons natuurlik ons diferensiasie reëls wat ons moet toepas. Die eerste beginselsvraag, onthou kry eers alles reg. Ek vergelyk dit soos hierdie kosprogramme op TV, waar die persoon wat nou die program aanbied, staan gewoonlik agter 'n toonbank, soos wat ek nou hier het, en dan is dit gewoonlik baie handig, want hulle sê sommer, ons gooi dit by, en ons gooi dat by, en ons gooi dit by, maar hulle vat altyd sulke bakkies, waar al die verskillende goed is klaar voorberei, dis klaar geskil, dis klaar gekap, hulle vat maar net daai bakkie en hulle gooi in. So, pas dit hier ook toe. Kry eers alles wat jy vir jou formule gaan nodig hê, kry dit eers gereed. Ons het ons fx, so fx plus h, gaan ons nou die x plus h invervang, oral in die plek van x. Jy gaan uitmaal en vereenvoudig. En dan gaan jy ook fx plus h minus fx uitwerk, en ontslaa raak van sy hakkie deur daar agter in te maal. Dan kry jy 'n uitdrukking wat as volg lyk. Na vereenvoudiging natuurlik nou, né? Dan gaan skryf ons formule reg oor van die formuleblad af, en ons druk hierdie uitdrukking wat ek nou daarmee geëindig het, en natuurlik baie kleiner is as enige van daai boonstes, gaan druk hom nou hier in die plek van ons teller. So dan lyk my formule so. Ek is op die regte pad, want ek sien al my terme het 'n h in. Haal die h gemeenskaplik bo uit, kanselleer hom uit, en ek eindig met lim van min 6x min 3h plus 1. Nou kan ek wel die opdrag gaan uitvoer, naamlik om my h 0 te maak,
Sodra ek die H nul maak, val daai middelste gedeelte weg en my antwoord is dan min 6x plus 1. Kom ons gaan toets dit gou kortpad. Hierdie eerste enetjie, sy eksponent is 1, so hy gaan vorentoe, dan word dit 1x tot die mag 0, wat maar net 1 is. Die 2 gaan vorentoe, dan sit min 6x. So dis min 6x plus 1, en dit is presies wat ek hieronder gekry het. So nou weet ek hy's reg. Tweede vraag, toepassing van reëls. Hier is 'n probleempie daar, so ek moet eers aandag gee aan hom. Kry eers die formaat in die regte vorm deur my x² boontoe te vat, en dan word sy eksponent negatief. En nou kan ek gaan diferensieer. 4 gaan vorentoe, so dis 4 maal 3 is 12x tot die mag 3. En die tweede ene, as ek hom vorentoe vat, word dit min 2 maal met 4 gee my min 8 en x tot die mag min 3. Weereens, vat maar liewerste daardie ene ondertoe. Ons weet nooit wat spesifiseer hulle in die memo nie. Dalk gaan hulle hierdie keer vir ons 'n punt gee daarvoor. So maak net x mag weer positief. Tweede enetjie is daardie vraagie waar. Julle ruk terug in die begin het ek gesê, ons moet baie seker maak met betrekking tot watter veranderlike diferensieer ek. En hier is nou 'n handige vraag om dit te illustreer. Eerste ding wat ek egter sien is weer eens daai wortel. So ons kry hom in die regte formaat. Dit word dan 6x tot die mag 1/2. Nou, as ek nou diferensieer y met betrekking tot x, beteken dit my x is my veranderlike. So ek gaan hom vir myself merk daar. Dit is my veranderlike. Enigiets anderste hanteer jy as 'n konstante. So hierdie a² wat hier voor staan, sien jy niks anders as wat jy byvoorbeeld 3x² gehad het. Die 3 is 'n konstante. Jy doen niks met hom nie, hy bly net daarvoor. So as ek nou hierdie gaan diferensieer, dan gaan die a² gaan daar bly, sien julle, hy het net so afgekom hieronder. En onthou as ek net 'n x het, dan in die volgende stap val hy mos nou weg. Die tweede deel van die half vorentoe, helfte van 6 is 3, en x se mag word 1 minder, so 'n half minus 1 geef my min 'n half. En dan gaan ek weer net daardie enetjie net onder toe vat, sodat sy eksponent positief kan word. Ek wil gou teruggaan na hom toe. As ons daardie verander het na DI, DA, dan sou jy daardie hele agterkant gesien het as 'n konstante. En dan sou die agterste een se afgeleide sou 0 gewees het. So, kom ons skryf hom gou hierso. As ek sê DI, DA, dan gaan jy vir my sê, goed, nou diferensieer ek met betrekking tot A, so hy is nou my veranderlike. So die x gaan bly, en A se afgeleide gaan dan word 2a, en die agterste een bevat glad nie A's nie, so hy is net 'n konstante, so hy gaan wegval, en daai antwoord gaan dan wees 2ax. Sien julle hy verskil baie van die een wat ek hieronder gekry het. So dis regtig baie belangrik dat jy seker maak met betrekking tot watter veranderlike jy gaan diferensieer. Nou, ek gee hierso vir jou 'n derde graadse uitdrukking. Minus fx is gelyk aan minus x tot die mag 3 plus 3x plus 2. In hierdie geval gee ek nie vir jou skets nie. So nou lei ons jou deur hierdie ding. Eers vra ons vir jou bereken vir ons die draaipunte, dan die x-afsnitte, en dan vra ons sekere waardes, dis waar jy nou jou afgeleide se kennis gaan toepas. Dalend gaan te doen hê met die helm, en konkaaf afwaarts gaan te doen met jou tweede afgeleide. En dan laaste 'n lekker enetjie daaronder, is hulle vra vir my teken 'n grafiek, maar hulle vra nie die enetjie wat hulle hier gee nie. Hulle vra enetjie wat effens anders is, maar ons kom nou by hom uit.
So, kyk ons na hierdie funksie, en hulle sê die koördinate van draaipunt. Draaipunt hoor ek altyd, dan sê ek dadelik vir myself, f se afgeleide moet gelyk wees aan 0. Dis soos, ek wil amper sê soos kodewoorde, wat jy maar net moet gaan leer. So, ons eerste afgeleide is dan nou min 3x² plus 3, en ek moet dit gelykstel aan 0. As ek dit gelykstel aan 0, dan gaan ek regdeur kan deel deur 'n min 3. So dan kry ek x² min 1 is gelyk aan 0. Ons het daai stappietjie nou nie hier aangedui nie, en dan gaan die 1 oor na die regterkant. So hier is 2 moontlike antwoorde. X kan nou plus of minus 1 wees. Maar onthou, draaipunte is enige plek op jou asstelsel. So jy moet nou nog steeds die y-waardes ook gaan kry. So jy moet elkeen van hierdie x-waardes vat en gaan terugdruk in die oorspronklike vergelyking in, sodat jy sy bypassende y-waarde kan uitwerk. So druk ek die x gelyk aan 1 in, dan kry ek 'n y-waarde van 4, en druk ek 'n x van min 1 in, dan gaan jy 'n y-waarde van 0 kry. So my 2 draaipunte is dan nou hierdie kombinasie, 1, 4 en min 1, 0. Nou, gewoonlik werk dit bietjie beter as jy nou nie, maar in eksamen kan jy dit nou nie doen nie, maar as jy gewone klaswerk doen, dan leer ek my kinders sommer om hierdie te highlight, en dan staan hulle lekker uit. Maar sorg dat hulle prominent iewers te staan, sodat jy, wanneer jy in 'n vraestel werk, daardie punte dadelik beskikbaar het later. Tweede enetjie het gevra vir die x-afsnitte, so daar moet ons y0 maak. Nou in hierdie geval is dit nou nie so eenvoudig nie. Onthou julle, die vorige ene het net x'e en geen konstantes ingehaat nie. So in hierdie geval gaan ek nou 'n uitdrukking kry waar my linkerkant 0 is, maar my regterkant is nie baie maklik faktoriseerbaar nie. Eerste ding wat ek sou doen is ek sou daai minus dalk wegdeel. So dit gaan beteken dat jou tweede en jou derde term gaan dus nou negatief word. Dan weer eens, jy mag self kies hierso, hoe jy daardie wil faktoriseer. Dis jou keuse. Jy kan sintetiese deling, langdeling gebruik, maak nie saak nie. Solank jy hom gefaktoriseer kan kry, eerste hakkie gaan x plus 1 wees, en dan die tweede hakkie gaan x² min x min 2 wees. Dit kan ook wees dat jy die ander hakkie, een van die ander hakkies eerste gekry het, die volgorde maak glad nie saak nie. En dan die tweede hakkie is 'n kwadratiese uitdrukking wat verder kan faktoriseer. Nou in hierdie geval sal jy sien, hier's 2 hakkies wat identies is. Sodra jy 2 hakkies skryf wat identies is, dan weet jy, dit is nie net 'n x-afsnit nie, dit is 'n draaipunt op die x-as. So my x-afsnitte gaan dan in hierdie geval x gelyk aan min 1 wees, of x gelyk aan 2. En ek gaan sommer vir myself klaar 'n nota maak, daardie weet ek al klaar, gaan 'n draaipunt wees. Dit is net in koördinaatvorm. Dan gaan ons nou aan, waar is my grafiek dalend? Onthou, dalend het te doen met ons eerste afgeleide, want die eerste afgeleide gee die helling van 'n grafiek. Ons gaan terug, ons gaan kry die eerste afgeleide, en ek sê my eerste afgeleide gaan nou wees min 3x² plus 3, en hom wil ek dan dalend hê, so hy moet negatief wees. Dalend te kry is my eerste afgeleide, in hierdie geval nou 'n kwadratiese uitdrukking. So nou moet jy oppas, onthou 'n kwadratiese uitdrukking moet jy gewoonlik, meeste van ons leer ons kinders, jy moet 'n parabooltjie gaan teken, want nou moet jy 'n sekere gebied vir my gaan inkleer. Party van julle doen hom dalk net met die kritieke punte, dit maak nie saak nie, solank jy net onthou, ons kry nie hier enkelwaardes nie. In my geval het ek eers regdeur gedeel deur 'n minus 3, maar onthou daar, die ding daarso, draai om. En dan kry ek x² min 1 groter as 0, my kritieke punte, dis nou as ek hom sou gelykstel aan 0, gaan wees 1 en min 1. So min 1 kom daar en 1 kom daar. En omdat dit groter as 0 is, beteken dit ek moet kyk na die deel wat bokant lê. Wat beteken ek gaan daar inkleer as ek die parabooltjie metode gebruik. En dan kan ons net ons antwoord gaan aflees.
So x moet kleiner as min 1 wees, of x groter as 1. Hoekom weet ek hierso, dis kleiner as en nie gelyk aan ook nie. Jy gaan terug na dit wat jy daar gehad het. Dit moet kleiner as 0 wees, daar's nie 'n is gelyk aan ter sprake nie, so jou antwoord kan ook nie is gelyk aan wees nie. En ook hierdie middelste woordjie, dit kan nie en wees nie. Dis nie moontlik vir jou om byvoorbeeld in hierdie klas te wees, kom ons sê dit is iemand, kom ons sê dit is nou jou wiskunde klas, en kom ons sê die ander kant sou jou nasklas gewees het. Dit is nie moontlik vir jou om in 2 verskillende klasse gelyk te wees nie. En hierdie is 2 verskillende intervalle, so daarom moet die woordjie tussen hom moet of wees. So nou het ek my antwoord daar gekry. En dit was nou toepassing van ons eerste afgeleide. Kom ek agter by konkaaf afwaarts, dan weet ek moet ek aanbeweeg na my tweede afgeleide. En omdat hy afwaarts is, beteken dit is daardie vorm, wat beteken ek is negatief. So my tweede afgeleide moet ek kleiner as 0 stel. So weer eens gryp ons die oorspronklike funksie. Net 'n opmerking hier. Ek sal aan die begin van my vraag dadelik skryf, fx is gelyk aan die uitdrukking. F se eerste afgeleide is gelyk aan. F se tweede afgeleide is gelyk aan. Dan staan dit klaar aan die begin van jou vraag. En wanneer jy dit dan in latere vrae gebruik, dan hoef jy dit nie elke slag te doen nie, dan kan jy dit van die begin af sommer aflees. So ons eerste afgeleide en dan nou ons tweede afgeleide in hierdie geval, die 2 gaan vorentoe, so dit word net min 6x. Maar onthou as dit gesê, hy's afwaarts, so daardie tweede afgeleide moet kleiner as 0 wees. En as min 6x kleiner as 0 is, gaan jy net moet deel deur min 6, maar, oepsie, daardie ding moet mos nou weer omdraai, as ek deel met 'n minus. Dit beteken, ek gaan dan kry dat x is groter as 0. Nou kom ons by hierdie meneertjie. Dis 'n baie lekker een. Hulle het in hierdie hele vraag met die oorspronklike grafiek daar gewerk. Wat jy by hierdie tipe van vraag moet sien, is die aanpassing wat daar gedoen is. In hierdie spesifieke grafiek het hulle oralste waar daar 'n x-waarde gestaan het, dit vervang met x min 3. Wat beteken hierdie grafiek het 3 regs geskuif. Maar nou moet jy oppas. Hierdie minus hiervoor is nou weg. So dit beteken dat ons moes ook gereflekteer het om die x-as, want hy se teken het verander. So daar's nog 'n verdere refleksie om die x-as. En dan sal ek by die laaste ene kom, daar is ook 'n translasie betrokke, maar dit sal ek liewer vir julle wys wanneer ons nou so met hom aanstap. So kom ons begin by die oorspronklike ding. Ons moet die oorspronklike grafiek vat en om 3 eenhede regskuif. So ons gaan die draaipunte wat ek uitgewerk het, onthou ons het mos die draaipunte heel aan die begin uitgewerk. Dit was 1, 4 en min 1, 0. As my grafiek regskuif, gaan ek mos net verander aan my x-waardes. So ek gaan hierdie 2 draaipunte vat en sê goed, julle 2 gaan nou vir my 3 regskuif. Wat beteken, die min 1, 0, plus ek 3 daar, dan kom ek by 2 uit. En die 1 hierso, plus ek 3, dan kom ek by 4 uit. 'n Regskuif gaan nie my y-waarde beïnvloed nie. So, daardie 2 punte daar, is nadat ek nou my grafiek 3 regs geskuif. Maar toe het ek gesê, daar moet ook 'n refleksie om die x-as wees. So as ek reflekteer om die x-as, dan gaan hierdie 2 punte, dis nou die 2 punte wat ek nou in die vorige lyntjie gekry het, gaan ek nou hulle moet vat, refleksie om die x-as verander ek y se teken. So die 0, daardie ene, en daardie een se teken moet verander. Maar 0 se teken, daar is nie 'n teken betrokke nie, so hy bly net 2,0 en die ander ene gaan min 4 word. So sien julle daarso, hy was 2,0, hy bly 2,0 hierso, en dan die 4,4 word nou 4 min 4, want hy het gereflekteer om die x-as. Maar nou moet jy besef, as ek hom gereflekteer het om die x-as,
Dan die oorspronklike vergelyking. Daardie tekens verander aan die regterkant mos alles. Die minus het nou 'n plus geword, die plus het 'n minus geword, en daardie 2 het 'n minus 2 geword. Met ander woorde, as ek die oorspronklike grafiek vat, dan is daar aan die agterkant eintlik nog 'n minus 2. As hulle nou hierdie grafiek vir my gee, maar daar's nie meer 'n minus 2 daar agter nie, beteken dit ek moes geplus 2 het in die proses om daardie minus 2 te kan wegkry. En dit beteken my grafiek het dan boonop 2 opgeskuif. En 'n opskuif gaan nou weer die y-waarde verander. So die 2,0, die y-waarde word geplus met 2, so hy word 2,2. En die 4 min 4, die y-waarde word geplus met 2, daarom word hy nou min 2. En dan gaan jy, en jy gaan plot jou grafiek. Nee, skes, ek het iets vergeet. Ons het nog 'n y-afsnit ook nodig, want onthou hierdie hele grafiek van jou het nou regs geskuif, gereflekteer en dan nog opgeskuif. So ons gaan ons y-afsnit ook moet uitwerk. Maak net x 0, as jy dit indruk, oralste waar x is, maak hom 0, dan gaan jy kry dat jou y-waarde is minus 18. En nou is ek gereed om hom te gaan plot. Hieronder is my y-afsnit, min 18, en dan my 2 draaipunte daarso kan ek dan ook gebruik en ek kan hulle dan almal net verbind en dan het ek 'n nuwe skets. Nou, nog 'n vraag, weer eens, jy sal sien, selfde formaat. Eerste beginselsvraag en dan 7.2 die toepassing van die reëls. Kom ons gaan pak hulle. Afgeleide, weer eens fx plus h, gaan druk die x plus h in, vereenvoudig jou uitdrukking, en bereken dan fx plus h minus fx, raak ontslae van daardie hakkies, en vereenvoudig jou uitdrukking. En dan kry ek 'n uitdrukking, wat daar so lekker eenvoudig is. Dan skryf ek my formule neer, vervang hierdie uitdrukking wat ek nou daar gekry het, in die plek van my teller, en ek weet ek's op die regte pad, want elke uitdrukking, elke term in my teller, het 'n h in, wat ek dan nou gaan uithaal, uitkanseleer met my h's, en dan kan ek h0 maak, want ons nou nie meer 'n breek ter sprake nie, en dan kry ek net dat my antwoord is dan 4x. Toets hom gou weer met jou reëls, 2 gaan vorentoe, so dit word 4x, en die minus 1 as ek hom diferensieer, val weg. So ek weet hy's reg. Tweede ene, toepassing van ons reëls, daardie ene is nie in die regte formaat nie. So behou jou diferensiasie teken hier in die begin, en maak dan net jou x tot die mag 2/5. Nou is ek gereed om te diferensieer, 2/5 gaan net vorentoe, en as hy dan nou voor gaan staan, word jou mag hierbo word met 1 minder, so dis 2/5 dis minus 1. 3 gaan ook vorentoe, en dan word dit x tot die mag 2. En dan laaste ding kan jy nou net weer sorg dat jou eksponente positief is, deur daardie x tot die mag min 3/5 onder die lyn saam met die 5 te gaan skryf. Volgende enetjie lyk so effens anders, want nou het ek 'n plus 4x plus 6 onder die lyn. So ek het nou nie meer net 'n enkel term nie, en ek weet mos nou nie eintlik hoe om breuke te diferensieer nie. En onthou nou, wanneer ons vroeër gesê het ons wil breuke diferensieer, het ons gesê ons gaan hierso diferensieer. So as ek my teller gaan diferensieer, kry ek 2x min 3, 2x plus 3, want dit is 'n verskil van vierkante. En dan, omdat hulle daar vir my gesê het, x mag nie min 3/2 wees nie, beteken dit nou, ek weet hierdie hakkie is nie 0 nie. En daarom mag ek nou maar bo en onder gaan deel deur daardie hakkie. As hulle nie daai vir ons bygesit het nie, is dit eintlik verkeerd, want dan het ons geen manier dat ons weet of daardie hakkie nie dalk 0 kan wees nie. Maar hulle sal hom vir jou hier bygee, so nou kan ek daardie uitkanseleer. Dan gaan ek my uitdrukking soos wat hy op die oomblik is, net opsplit en elkeen op sy eie noemer skryf.
En dit word dan x, want die 2's gaan ons uitkanselleer, minus 3 op 2. En nou is hy baie maklik om te diferensieer, want die eerste enetjie se afgeleide is net 1, en die tweede een se afgeleide is 0. En dit is dan my afgeleide van daardie uitdrukking. Waarna kan ons uitsien in die volgende les? In die volgende les gaan ons aan met die hersiening van vraestel 1, maar dan beweeg ons aan na waarskynlikheid. En ons gaan 'n bietjie die graad 11 waarskynlikheid eers doen en dan ook later die graad 12 waarskynlikheid. En dit is dan al in vandag se les. Tot volgende keer. Baie dankie.